Geliefde, ek wil vir jou vra, word jou lewe tans gekenmerk deur blydskap? Nou ja, dalk is dit 'n vraag wat jou eintlik irriteer of selfs kwaad maak op hierdie tydstip van jou lewe. Jy wil eintlik vir my sê, ag, asseblief, wees nou net realisties. Ek het nou op hierdie oomblik meer probleme as wat ek kan hanteer en groter bulte om te bestyg as wat ek kan baas raak. So jou vraag voel vir my op hierdie oomblik amper sarkasties, onsensitief, wreed en heeltemal uitpas met die werklikheid. Blydskap. Wel, miskien sal ek 'n bietjie vrolik kan voel as ek dalk dagga rook, maar as ek na die omstandighede kyk, is daar min rede tot blydskap. Ons is besig met Paulus se brief aan die Filippense. En jy weet, ons is nog nie baie ver in hierdie kort brief nie, maar Paulus praat nou al vir die 3de keer van blydskap. En onthou net weer, terwyl hy hier skryf, is hy vasgekeer in die tronk. Ek lees vir jou Filippense 1 vers 19. Ja, sê Paulus, ek sal voortdurend bly wees, want ek weet dat dit alles tot my verlossing sal lei, omdat julle vir my bid en die Gees van Jesus Christus my ondersteun. Let net op wat sê Paulus hier. Ek sal voortdurend bly wees, aanhoudend, aan mekaar bly wees. Kom ons kyk net na wat Paulus reeds oor blydskap gesê het. Ons het die eerste keer daarvan gehoor in vers 4, waar hy gesê het, altyd in elke gebed van my vir julle bid ek met blydskap. En dan het hy in vers 6 'n rede daarvoor gegee, waar hy gesê het, ek is juis hiervan oortuig, dat hy, dis nou God, wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voltooi tot op die dag van Christus Jesus. Met ander woorde, God sal die werk klaarmaak tot by Jesus se wederkoms. En dan het hy 'n tweede keer gesê, hy sê, ek is vol blydskap, daar aan die einde van vers 18. En die rede was, Paulus se gevangenskap het geleenthede geskep, nuwe geleenthede geskep vir die verkondiging van die evangelie. En dis waaroor hy bly is, en hy het reeds daarna verwys in vers 12, waar hy sê, broers, ek wil hê julle moet weet, dat wat met my gebeur het, hierdie gevangenskap, in werklikheid tot bevordering van die evangelie gelei het. Let net mooi op, elke slag gee Paulus 'n grond, 'n rede vir sy onuitblusbare blydskap. Paulus se blydskap en by implikasie, elke kind van God se blydskap, is daarom nie net sommer 'n stuk selfhypnose, iets wat ek myself moet verbeel nie, maar hierdie blydskap van God se kinders is gebou op werklike feite. Paulus se blydskap kom by wyse van spreuke nie van dagga rook nie. Met ander woorde, nie van een of ander kunsmatige stimulasie of sommer net wensdenkery nie, maar is gegrond op nugtere, vaste feite. Kom ons kyk weer na vers 19, want hier gee hy 'n belangrike rede vir sy voortdurende blydskap. Hy sê, ja, ek sal voortdurend bly wees, want ek weet dat dit alles tot my verlossing sal lei. Wat beteken dit alles? Wel, hier verwys dit na sy gevangenskap en die teenstand en die moeilikheid en die swaar kry wat hy beleef. Ja, dit sluit ook in die ellende wat ander jaloerse en selfsugtige predikers vir hom veroorsaak het. Maar hierdie slegte dinge gaan uiteindelik tot my verlossing lei. Nou belangrik, wat bedoel hy hier met my verlossing? Dit kan natuurlik nie verwys na sy redding,
sy bekering as sondaar nie, want ons weet dit het op hierdie stadium ons nou al lank reeds van tevore gebeur, daar op pad na Damaskus. Baie interessant. Weet jy, Paulus se woorde kom uit die Griekse vertaling van die boek Job. Nou die Griekse vertaling was eintlik die Bybel van die Nuwe Testamentiese kerk. Dit is genoem die Septuagint. En Paulus haal aan hier uit die Septuagint se vertaling van Job 13 vers 16. Dit sal my tot verlossing wees. Nou dis 'n positiewe uitspraak van die lydende Job self, Job wat so swaar gekry het. Vir hierdie gefolterde Job, en onthou, wat valslik deur sy vriende beskuldig word, beteken hierdie uitspraak nie noodwendig fisiese bevryding uit sy ellende nie, maar dat hy in eer voor God herstel sal word, en dat dit bewys sal word dat die reg aan sy kant was. En as jy nou Job ken, sal jy weet, op die ou einde is dit duidelik gestel deur die Here dat Job se vriende verkeerd was in hulle beoordeling van sy situasie. Job was reg, hy was inderdaad onskuldig. En jy kan nou sien hoe identifiseer Paulus ook met hierdie geskiedenis van Job. Paulus as die een wat onskuldig in die tronk sit, wat onskuldig ly, gebruik nou hierdie selfde raamwerk as Job. So waaroor gaan dit? Die verlossing waarna Paulus hier verwys, gaan oor eendag by die finale oordeel, wanneer dit finaal bevestig sal word, dat Paulus aan Jesus behoort het, en aan hom getrou was, en dat hy onskuldig in die tronk was. So wat Paulus hier sê, en hy brei later daarop uit, hy sê, ek sal nie beskaamd of verleë voor die regterstoel van Christus gaan staan nie. Ja, Paulus sal daar staan as een wat getrou was, en deur sy hele lewe, ook in die tronk, Christus verheerlik het. Ja, te midde van lyding en swaar kry. Om dit weer saam te vat, verlossing beteken nie hier ontsnap uit lyding nie, maar juis om eendag getrou bevind te word ten spyte, ondanks lyding. En dis wat Paulus hier wil sê, al hierdie lyding en onreg sal goed uitwerk, want ek sal kan volhard en sonder skaamte voor my Here gaan staan. En hierdie wete en hierdie vertroue maak hom, ook binne in die tronk, voortdurend bly. Nou, weer eens, dis nie sommer wensdenkery van Paulus se kant nie. Hy gee hier 2 konkrete redes vir hierdie positiewe vooruitsig wat hom bly maak. Kom ons kyk net weer na vers 19. Ja, ek sal voortdurend bly wees, want ek weet dat dit alles tot my verlossing sal lei, omdat, nou gee hy 2 redes, julle vir my bid, en die Gees van Jesus Christus my ondersteun. So die eerste rede is, die gemeentelede bid vir Paulus. Nou hier kom die belangrikheid van die kerk van Jesus as liggaam van Jesus weer treffend na vore. En natuurlik ook die onmisbare belangrikheid van gebed. Ons het nou reeds gesien in vers 4, Paulus bid vir die gemeentelede. Maar hy weet ook, hulle bid ook vir hom. Ja, weet jy, dink daaraan, Paulus, die apostel, wat soveel wonders beleef het, wat so kragtig getuig het, hy het ook ander gewone lidmate, soos ek en jy, se gebede nodig. Nou, hoeveel te meer het ek en jy ander gelowiges se gebede nodig? Geliefdes, kom ons herinner mekaar.
ons moet vir mekaar bid. Ons moet intree op ons knieë vir ons medebroers en susters, want dis 'n instrument in God se hand om sy kinders te laat volhard, jy's ook in moeilike omstandighede. En net so terloops, hier is sommer ook 'n toets vir die inhoud van ons gebede. Kom ons dink 'n bietjie en ons vra onsself, gaan dit altyd oor my gerief en my geestelike of my materiële voorspoed? Of tree ek werklik in vir medebroers en susters? Pleit ek by God se genade troon dat hy my broers en susters sal bewaar van die bose. So Paulus is positief want hy weet die gemeentelede bid vir hom. Tweedens, die gees van Jesus Christus ondersteun vir Paulus. Weet jy, dis die wonderlike in hierdie gedeelte. Weet jy wat is die implikasie hiervan? Paulus is nie alleen in die tronk nie. En ek wil dit vir jou sê, kind van God, jy is nie alleen in hierdie moeilike situasie van jou op hierdie oomblik nie. Kom ons kyk wat hier staan. Die Heilige Gees word hier genoem die Gees van Jesus Christus. Weereens, wat is die implikasie? Jesus self is deur sy Gees by Paulus in die tronk. Die Heilige Gees is die Gees van Jesus. Die Heilige Gees word pertinent ook so genoem in byvoorbeeld Handelinge 16 vers 7, daar op Paulus en Silas se reis. Ons lees toe hulle naby Misee kom, het hulle probeer om na Bethinië te gaan, maar die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat nie. So die Gees is die Gees van Jesus. En eintlik is dit wat ons hier kry, die heerlike vervulling van die belofte wat Jesus self in Johannes 16 vers 7, dis nou voor sy kruisiging gemaak het. Hy het gesê, ek vertel julle egter die waarheid. Dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. As ek nie weggaan nie, sal die Parakleet nie na julle kom nie. As ek egter weggaan, sal ek hom na julle stuur. Nou die Parakleet is die Heilige Gees. Die Heilige Gees as trooster, 'n helper, die een wat bystand verleen. Parakleet is 'n baie ryk woord met 'n verskeidenheid van betekenis nuances. Kom ons dink 'n bietjie mooi. Jesus is self by Paulus deur sy Gees. Paulus is nie alleen nie. Vanuit 'n ander hoek kan ons ook sê, dieselfde Heilige Gees wat Jesus gedra het in sy lyding, dra nou ook vir Paulus. So Paulus se gesindheid is baie duidelik. Ek sal voortdurend bly wees. Maar kyk net mooi, dis nie 'n arrogante, selfversekerde tipe van spoguitspraak nie. Ek sal altyd bly wees nie. Nee, dit word in nederigheid en afhanklikheid gedoen. Ja, ek sal bly wees, want ek maak staat op julle gebede en ek vertrou op die teenwoordigheid van die Gees van Jesus. Ja, Paulus erken, ek is afhanklik van julle gebede en subtiel wil hy eintlik hier vir hulle ook sê, hou asseblief aan om vir my te bid. Dis sy indirekte boodskap. En dan die versekering, ek weet, dis nie my krag nie, maar die Gees van Jesus wat my krag gee om te volhard. En daarom mense, al is ek hier in die tronk, is ek vol blydskap en voortdurend vol blydskap. Daarom, kom ons antwoord nou weer die vraag, kan 'n Christen altyd
realisties blydskap beleef? Of moet ek nou, om het so te stel, 'n bietjie dagga rook om bly te kan voel? Dis 'n belangrike vraag. Want, onthou, voortdurende blydskap is 'n opdrag wat na die kinders van God kom. Juis deur die apostel Paulus. Daar in 1 Tessalonisense 5 vers 16, as hy skryf, wees altyd bly. En dis so wonderlik. Paulus bevestig nou met sy gesindheid, hier in die tronk, dat kinders van God wel altyd bly kan wees. Jy weet, as 'n mens hierdie kort briefie lees, dan is dit asof blydskap vaskleef aan Paulus. Dis sy herhalende tema. Maar belangrik, onthou, Paulus is bly en positief, want hy weet alles sal goed afloop, in die sin dat hy nie eendag beskaamd voor Jesus sal staan nie. Nie omdat hy self baie sterk is nie, maar omdat hy helpers het. En hierdie helpers is medegelowiges wat getrou vir hom bid. En bo alles, die groot helper, die groot trooster, die parakleet, is die Gees van Jesus Christus, wat hom nooit in die steek sal laat nie. Kom ons, wees ook voortdurend bly. As jy aan hom behoort, aan Jesus behoort, het jy rede. Amen.